Here, ons wil nader aan U kom. Ons wil hierdie tyd gebruik, Here, om so na as U te kan kom, Here, as wat ons werklik kan. Here, dankie dat selfs ons harte vanaand, Here, onbedek voor U is, Here. Dalk staan jy ook vanaand hier so en jy voel fisies moeg. Dalk staan jy vanaand hier so en jy voel so 'n bietjie soos 'n mislukking. Of jy staan dalk vanaand hier so en jy voel dalk nie genoeg nie. Voel jy kort so ietsie. Of is dalk net hartseer? Of selfs staan jy vanaand hier en jy is opgewonde en jy is bly. Ek wil jou uitnooi om net daar waar jy staan, net jou hart oop te maak en dit vir die Here te sê, presies hoe jy voel. Here, ek voel hartseer. Here, ek voel dalk ver. Ek wil jou uitnooi om dit te doen. Dankie Hemelse Vader, dankie Heilige Gees dat U so getrou is, Here. Dankie dat U ons kom ontmoet op die plek waar ons is, soos ons is, Here. Dankie dat U ons harte ken, U ken ons gedagtes, U ken ons sit en ons opstaan. Here, U is wel bekend met ons weë. Here, ons wil net vanaand, Here, as gemeente, Here, wil ons net, Here, dit wat ons so 'n bietjie vashou, dit wat ons so 'n bietjie terughou, dit wat ons so 'n bietjie omring, Here, wil ons vanaand by U kom neerlê. En Here, ons wil soos Dawid sê, my siel, waarom is jy so te neergedruk in my? Verheug jouself in die Here. Here, ons dankie vir U goedheid, ons dankie vir U getrouheid, ons dankie dat U in hierdie plek is vanaand, Here. Hier waar ons saam staan, hier waar ons saamkom om U naam te verheerlik, Here, hier is U. U naam is Jehovah Shammah, die God wat hier is. En Here, dankie dat U ons kom ontmoet op daardie plek en Here, ons verder vat. U liefde los ons nie net daar nie. Here, ek wil U dank daarvoor, ek wil U prys, en vir U sê, Here, U is die Alfa en die Omega. En ons dankie, Here, vir die werk wat U aan die kruis bewerkstellig het, Here. Dalk voel jy vanaand, jy wil nie regtig meer jou lewe hê nie. Ek wil jou uitnooi, kom gee dit vir die Here. Hy het gesterf, want hy het jou lief, hy het jou lewe lief. En neem dalk 'n besluit vanaand en kom gee dit vir hom. Hy ken jou. Vader, ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, nou kan ek julle sien. Julle is welkom om te sit. Weereens baie welkom aan elkeen van julle wat hier is, dalk so 'n bietjie later ingesluip het. Baie welkom vir julle, is lekker om vanaand saam te wees. Altyd 'n groot voorreg. So kan die mense aanlyn. Ek sien hierdie wenspan van ons staan al reg. Ek wil hoor, voordat ek net een afkondiging met julle hanteer, is daar enige nuwe besoekers vanaand hier? As jy die eerste keer vanaand hier is, steek net jou hand vir ons op. Baie welkom vir jou. Baie welkom. Lekker om julle hier te hê. Niet in gees. Ja, dit is ook goed. Ons het net vir julle watertjie gegee, as dit warm raak, as hierdie diens dalk te lank aangaan, of jy dalk nog 'n bietjie lank gestaan, dan kan jy lekker van daai water drink. Maar baie welkom vir julle. Ek hoop julle geniet die diens saam met ons. Ek gaan net vir ons hierdie een afkondiging, ek sien hier is net een, en ons weet die vrouens het teruggekom van die vrouekamp af, hierdie naweek, en ons glo en vertrou dat die Here het groot goed daar gedoen, en dit is fantasties. En ek weet die manne voel nou so 'n bietjie uitgelaat, en 'n bietjie bid vir verwerping en so aan, maar ons het aan julle ook gedink, en daar's 'n mannekamp wat opkom, so die naamlys is by die toonbank, as jy graag die mannekamp wil bywoon, gee jou naam op by die toonbank. Dit is R1,300 per persoon, dit is wat die koste behels, en dan is dit vanaf die 31ste Julie tot die 2de Augustus.
So gaan skryf dit in jou dagboek, vra jou vrou om dit neer te skryf as jy dalk die dagboek nie. Maar ek dink dit gaan iets besonders wees. So dit is al afkondiging van ons kant af. En ek weet ook dat die vrouens wat by die vrouekamp was, nou dat ek dit raak sien, die vrouens wat by die vrouekamp was, het teruggekom, selfs met 'n afslag vir hulle mans, wat dan nou die mannekamp bywoon. So dis nogal, dis great. Dit is dan al van, ek wil sê die familie nuus af. Ek gaan vir ons bid oor ons offergawe, so dit wat jy vanaand, soos ons vanaand die Here kom loof en prys het, en sy naam groot gemaak het, ons het soveel gesing oor, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En presies dit, as jy dalk vanaand hierso sit, ek seker jy gaan vanaand hier uitstap, met 'n gevoel van vryheid. Die woord gaan jou bedien. Die Here wil jou kom bedien, net daar waar jy is, wil hy jou kom bedien. En ons wil net vir hom kom gee en sê, Here, dankie vir dit wat U in ons lewens doen. So dit wat jy ook al vir die Here wil gee, neem dit in jou hand. Ek gaan net vir ons 'n gebed daaroor doen. Hemelse Vader, dankie dat U die God is, Here, wat ook selfs voorsien, Here. Here, U gee om oor die kleinste detail, Here, in elkeen van ons se lewens. Maar Here, dit wat ons fisies in ons hande het, Here, wil ons ook gebruik om vir U te kom dankie sê, Here. En partykeer voel dit nie eens genoeg nie, Here. Maar Here, dankie dat U woord sê dat U te blymoedige gewer lief. En Here, dankie dat U die saad wat ons saai, Here, dat U dit sal gebruik tot vermeerdering en uitbreiding tot van U koninkryk, Here. Dankie dat U seën daaroor sal lê. Here, so wil ek ook bid, Here, vir die wat dalk nie die voorreg het, Here, om te mag saai in die koninkryke nie. Dankie dat U vir hulle ook sal voorsien, Here. Dankie dat U vir hulle saad sal kan gee om te saai, Here. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie ook vir jou wat in hierdie bediening insaai. Ons waardeer jou. Soos die span opneem, hulle is redelik fliks en vinnig. As jy notas neem, as jy iemand is wat graag notas neem, wat ek jou ook wil aanmoedig om te doen, dit is seker die beste ding. Dis hoekom ek ook so 'n boek het. Ek het by hom Fani geleer. Hy het ook 'n hele paar van hierdie boeke, maar dit is goed om dit byderhand te hê en vir jouself notas neer te skryf. Terwyl ek dalk iets uit die woord uit deel, praat die Here met jou en jy kan dit ook neerskryf. So die opskrif van vanaand se boodskap, of die tema van vanaand se boodskap, nie die opskrif nie, is wees gehoorsaam al is jy nie lus nie. Wees gehoorsaam al is jy nie lus nie. En baie van julle kyk my nou al klaar vreemd aan. Maar hierdie is 'n kosbare gedeelte en as jy jou Bybel het, kan jy vir my saam met my blaai na Lukas 5 toe. So daar in die boek van die Gospel of die Evangelie van Lukas 5. En dan gaan saam met julle lees, ons gaan 'n bietjie meer lees vanaand. Daar vanaf vers 1 tot en met 11. So Lukas 5, vers 1 tot en met 11. En voordat ek aangaan, gaan ek eers vir ons gaan saam deurlees. En die opskrif daarso sê, die wonderlike visvangs en eerste disippels. So hy begin daar en sê, en toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. Vers 4 sê, en toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang.
En Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man. Want verbaasheid het hom aangegryp, en almal wat by hom was, oor die vangs van die visse, wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Kosbare gedeelte. En ek wil met die intrapslag net so kortliks, ek het vir my so kortlikse, net 'n oorsig geskryf oor wat in hierdie verhaal gebeur, wat in hierdie gebeurtenis gebeur en wat ons sien van Jesus en 'n bietjie van sy breër missie, hoekom het Jesus gekom? En die fokuspunte daarso is, so hierdie is die 4 fokuspunte, ons sien sy goddelikheid, sonde, genade en roeping. So dis wat ons aantref in hierdie verhaal. So om nou 'n bietjie meer uit te brei daarop, die eerste punt, as jy saam skryf, is dit Jesus se mag en goddelikheid oor die skepping. So ons sien dit heel eerste raak, dat hy het 'n opdrag gegee, wat teen logika ingegaan het. Daai tyd, op daai spesifieke tyd van die dag, vang jy nie vis nie. Hulle het nou net klaar probeer, die hele nag deur. En is daglig en Jesus sê vir hulle, maar gaan weer terug. So hy gee 'n opdrag hier wat absoluut teen hierdie vissermanne se logika gaan. En ons sien onmiddellik met daai groot vangs, want dit het onmiddellik gebeur. Toe daai boot so skeef trek, toe is daar iets wat by hierdie manne, dit is nog nie gesien nie. Hierdie is, ons sien dadelik die mag van, ek skryf hier, ja, die mag oor die natuur, wat Christus hierso vir ons wys, sy mag oor die natuur, dat hy is in beheer. Ek skryf ook hierso, onthou dat hy het gekom om die koninkryk te bevestig hierso op aarde, né? Om God se koninkryk bekend te maak. Hy het nie net wonderwerke gedoen om te help nie, maar om te wys dat hy die skepper is. En hy is tog die een wat hierdie chaos in die wêreld, wat eintlik so mooi gesimboliseer word deur hierdie leënette en die diep waters, hy is tog die een wat daai chaos kan vul met lewe. En ek wil julle vat na Johannes 10:10. Net 'n hoofstuk aan, die boek van die evangelie van Johannes. Johannes 10 vers 10, baie bekende skrifgedeelte. Maar ek wil hom tog vir julle lees. Hy sê daarso in Johannes 10:10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. En nou hoor wat sê hy nou hierso. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So hier kom Jesus uit hierdie verhaal uit en ons sien hierdie goed raak. Hoe hy dit net demonstreer in sy wandel. Punt nommer 2 is die bewuswording van sonde in sy heiligheid, in sy teenwoordigheid. En veral by hierdie punt dan, as 'n mens daaroor praat, dan is dit die minder lekker gedeelte. En mense wil nie sommer daaroor praat nie. Dis nie lekker, die bewuswording van sonde is nie 'n lekker ding vir mense nie. Maar ek skryf hier by my notas, ek sê dat die bewuswording van jou sonde is seker die beste dag in jou lewe. Die oomblik toe jy bewus geword het van dit wat nie reg is in jou lewe nie.
Want ons een manier hoe ons daarby uitkom, en dit is deur Christus. En dit is wat ek hier met Petrus sien. Dit is opvallend hoe die woord dit beskryf, dat Petrus, hy val aan die knie van Jesus. Daardie aksie is vir my opvallend. En ek het eintlik goeie nuus by hierdie punt. Want as ons hoor sondaars en ek is 'n sondaar en ons bly eerder maar net hier so onder die radar, moenie baie praat nie, moenie baie doen nie. Dit is wie jy is. Maar hoor wat sê, net 'n bietjie verder in Lukas 5. Lukas 5 vers 32. Hoor wat sê hy daarso. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Nou sê ek, Here, ek is 'n sondaar. Ek is 'n sondaar. Ek wil tot bekering kom. Jesus roep my. Hy roep my en jou. Dis wat hy selfs met hierdie manne kom doen het. En nou lyk sonde en die bewuswording van sonde, ek wil hê ons moet so 'n bietjie 'n ander prentjie daarvan hê. Dat wanneer jy oor sonde praat, wanneer jy met iemand dalk oor sonde praat, of iemand praat dalk met jou oor jou sonde, sien hierdie prentjie, dat Jesus is besig om jou te roep. Jesus is besig om met jou te praat. Wat 'n wonderlike oomblik, of dag, of geleentheid is dit net nie. So ek skryf hierso dat sommige kere voel jy skuldig. Nee? Iemand praat met jou en jy dink, "Jogg, ek is nog nie waar hierdie ou is nie." En ek voel sommer skuldig. Of iemand deel oor iets en jy kry daai skuldgevoel oor jou. En daai skuldgevoel kom slegs deur iets wat jy doen. Daar's iets wat daai skuldgevoel veroorsaak binne in jou. En wanneer ek en jy daai iets ophou doen, outomaties gaan daai skuldgevoel weg. Maar weer eens, hierso is die perspektief. Hoe weet jy van daai skuldgevoel? En ons praat van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat jou roep. Die Heilige Gees is die een wat jou oortuig. En vir jou sê dat, kom nader. Jy is dalk besig met die A, B en C, maar ek soek jou nader. Ek soek jou soos wat Petrus was, hier by my knie. Dis waar ek jou soek. En dit eindig nie daar nie, dit is die lekker ding. Ek sê nou lekker ding, die goeie ding. Die ding wat vir my in jou rigting, roeping, dit gee vir ons 'n doel om te lewe. Want baie van ons het gedink dat ons doel is dalk in ons studies, my doel lê dalk in my pasmaat, my doel lê dalk in die werk wat ek doen. Maar hier is die doel. Die doel vir my en jou is om soos Christus te lyk. En ek wil sê, hy het uit sy pad uitgegaan om jou nader te roep. So, deel met daai skuldgevoel en die Here sal jou reinig en hy sal jou kom herstel. Dis punt nommer 2. Ek wil dit eintlik kort hou hierdie punte, want daar's 'n gedeelte in hierdie skrifgedeelte wat ek wil by uitkom, wat vir my so uitgestaan het. So, punt nommer 3 is, ons sien genade bo verdienste. Genade bo verdienste. Daar's 'n oomblik van bewuswording van sonde, en onmiddellik daarna is daar genade wat gebied word sonder verdienste. Petrus het nie nodig gehad, hy was daar Simon. Hy was nog die sondige mens, nee? Hy was toe nie Petrus gewees nie, hulle sal opmerk dat hy die woord skryf daar van Simon. En Simon, die oomblik toe hy tot bekering kom en die bewuswording van sonde, toe is daar genade, sonder verdienste. Hy het nie nodig gehad om te perform nie. Hy het nie nodig gehad om te wys hoe slim en goeie visserman hy eintlik is nie. Niks van daai goed nodig gehad nie. Hy het nodig gehad om gehoorsaam te wees, dis al. En onmiddellik was daar genade sonder verdienste. En hoor wat sê Johannes 1 vers 17. Ek skryf dit hier by. Johannes 1 vers 17 sê die volgende. Ek is al vinniger as hierdie ouens hier agter. Dit is wat lekker is van hierdie stelsel. Voordat hulle op die bord sit, moet ek probeer voor hulle wees. So Johannes 1 vers 17 sê die volgende, en nou kruip hy vir my weg in my boek. Want die wet is deur Moses gegee,
En dan hoor hierso, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Petrus het niks gehad om te doen nie, hy het nie nodig gehad om 'n show op te sit nie, hy moes net gehoorsaam gewees het. Dan, laaste punt, is roeping tot disippelskap. So ons sien hoe volg hierdie op mekaar, dat wanneer ek die Here ontmoet, is daar 'n bewuswording van sonde, maar ons genade daarvoor, die Here herstel jou, en hy stuur jou. Hy wil jou gebruik. So, hierdie roeping, skryf ek hier net in hakies by, is groter as onsself. Die Here roep jou vir iets groter as jouself. Want jy gaan sê, Here, ek kan dit nie doen nie. Dit is onmoontlik. Ek kan dit nie doen nie. Maar dit is hoekom die Here jou roep, want die Here doen die werk, nie jy nie. Nee, Petrus hulle het hierso vis gevang, hulle het die werk gedoen. Hulle het daai, dis gedigte, dis 'n ding wat ons moet onthou, hierdie is gedigte vissermanne. Hulle het geweet wat hulle doen. En hulle kon dit nie reg kry nie. En toe hy oorgee, toe wys die Here, maar ek roep jou, ek herstel jou en ek sal voorsien daarvoor. So jy het nie nodig om te bekommer nie. En hulle fokus, die oomblik wanneer jy geroep word, dan verander jou fokus. Hierso het hulle fokus verander van visvang na mense vang. Dis die verandering wat plaasgevind. Die fokus het heeltemal geskuif. En ek wil sê, hier is dit waar die Heilige Gees die werk in jou kom doen. Dit is hier waar hy jou in staat stel om deel te word van die reddingsplan wat die Here het. Is dit nie amazing nie? Dat ek en jy, net soos wat jy is, kan jy deel word van hierdie reddingsplan. Daar's 'n groot doel. Dis hoekom ek nou gesê het, as jy gedink het jou doel, lê daarin dalk in jou werk, in jou man of jou vrou, wat ook al dit mag wees, wil ek jy moet weer dink, want ons nog 'n groter doel as dit. En ons groter salwing betrokke, en die Heilige Gees wil dit deur jou doen. Hy wil jou gebruik. So, daai is die 4 punte. Ek gaan dit weer deurgee. Jesus se mag en goddelikheid oor die skepping sien ons punt nommer 1. 2 is die bewuswording van sonde in sy teenwoordigheid, of die teenwoordigheid van die Heilige. Dan is dit genade bo verdienste. En 4dens, die roeping tot disippelskap, die roeping van iets groters as jouself. Dis wat belangrik is. Nou dat ons net so 'n kort oorsig gekry het, is hier iets wat my aangegryp het van hierdie verhaal. Daar's 'n oomblik hier in Lukas 5, wat so 'n bietjie dieper praat. Hy spreek so 'n bietjie dieper tot my in jou hart. Iets wat bietjie dieper binne ons lê. Dit wat mense nie noodwendig sien nie. En ek het dit nou gesê, ons moet in ag neem, dat hierdie manne was gedigte vissermanne. Hulle het geweet wat hulle doen. En ons sien nou in hierdie verhaal, dat hulle terugkom, van 'n visvangs af, leenette. Eerste ding wat ons moet opmerk. Daai nette is leeg. Hulle was dit eintlik uit daarso. Maar saam met hulle het ook 'n stille teleurstelling gekom. Hulle het daar opgedaag met leenette. Ek seker iemand het hulle gevra, hoorie, en wat nou, iets gevang, niks. En ek dink hulle het ook net so saggies geantwoord, nee, is nie regtig, daar was nie iets nie. Hele nag deur gevang. En dit is amper, wil ek vir my en jou sê, wat met ons ook gebeur. Daai menslike trotsheid wat inskop. Want hierdie ouens is vissermanne, hulle weet wat hulle doen. Kom by die huis met niks, leenette, daar's niks wat aangaan nie. En baie keer is al, wanneer in ons eie lewe gebeur, ek dink so aan die daad ons sport gedoen het, as jy nou 'n verkeerde hou slaan, of jy speel dalk golf, jy slaat die balletjie heeltemal skeef, as die eerste antwoord is, dis die wind se skuld. Nee, dis nie, ek weet nie, dis nie jy nie. Daar is nie iets wat jy verkeerd gedoen het nie. En dis hoe hierdie manne toe by die huis aankom. En Jesus daag op, en hy vra vir hulle om nog een keer hulle nette in die diepe water te laat sak. Dis al wat hy hulle vra. Daar's nie 'n groot storie hier rondom nie.
Hy kom na hulle toe, nadat hy bedien het, kom hy na Petrus toe, en hy sê vir hom, wil jy nog een keer uitgaan, en net nog een keer, julle nette laat sak nie. En ons sien Petrus se antwoord, ons sien wat hy daarop sê, hy sê, Here, maar, sê dit heel nag deurgevang, ons het niks gekry nie, maar dan sê hy hierdie belangrike ding, hy sê hierso, dat ek dit net kry, en dit is vers 5, en Simon antwoord en sê vir hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk, en hy sê dit nogal mooi ook, ons het nie net gevang nie, ons het die hele nag deur hard gewerk, en niks gevang nie. En dan sê hy, maar op u woord, dit is 'n baie belangrike ding. In die Engels sê hy, if you say so, as u so sê, maar op u woord, gaan ek nou dit gaan doen. Jy sien, hier is waar dit inkom, wees gehoorsaam, al is jy nie lus nie. Maar hierso is dit wat ek raak sien. Jesus vra hierdie ervare manne om terug te gaan na die plek van hulle mislukking. Jesus vra hierdie manne om terug te gaan na die plek van hulle mislukking. Daar waar hulle gefaal het. Hoeveel keer het jy dalk al gefaal? Dalk jy faal nog steeds. Baie mislukkings oor ons pad wat kom. Maar hier kom Jesus op en hy daag op en ek sien dat hy hulle vra om terug te gaan na die plek van hulle mislukking. Wat hulle so pas heeldag nag deur hard gewerk het. En dit is daai plek waar ek en jy dalk sê, maar ek was hier voorheen, ek het dit probeer, en dit het nie gewerk nie. En selfs as hierdie manne, dalk is jy goed daarin, dalk is dit jou professie, dalk is dit waarin jy kwalifiseer. Ek doen hierdie en ek doen dit goed, maar ek kwalifiseer nie, ek kry dit net nie reg nie, ek misluk daarin. En ek is seker of van almal van ons wat hier sit, het al deur so situasie gegaan. Maar ek skryf hierso dat Simon se antwoord gee vir ons bietjie rigting. Simon se antwoord hier gee vir ons daai eindpunt, dit trek dit weer, spiespunt dit weer terug na wat belangrik is. Want hier antwoord Petrus nie uit selfvertroue uit nie. Hy antwoord uit gehoorsaamheid uit. Jy sien, daar's 'n groot verskil. Want selfvertroue, sou hy uit selfvertroue uit geantwoord het, sou hy vir die Here gesê het, Here, ons het die heel nag gevang, dit maak nie sin nie. Kom ons los dit net. Kan ons nie iets anders gaan doen nie? Kan ons nie dalk vir mense gaan bid nie? Hierdie is nou 'n seerpuntjie. Hierdie werk nie nou lekker nie. Dit is as hy uit selfvertroue uit geantwoord het, want hy weet waarvan hy praat. Hoeveel keer weet ek en jy, of dink ek en jy, ons weet waarvan ons praat? En die Here kom wys dit net anderste, maar wat belangrik is, Petrus bly gehoorsaam, of Simon hierso, bly gehoorsaam. Want selfvertroue het ons nou net gesê, maak staat op menslike kennis, dit maak staat op logika, dit maak staat op ervaring, of hoe die omstandighede lyk. Dis wat selfvertroue op staat maak, op vertrou. Selfvertroue vertrou daarop. Maar ons sien iets anders hier, ons sien hy tree toe op in gehoorsaamheid, en gehoorsaamheid sê net die teenoorgestelde, gehoorsaamheid sê, al verstaan ek nie, al voel ek moeg, al wys die omstandighede iets anderste, sê gehoorsaamheid, my vertroue is op God. Nie net op God nie, maar my vertroue is op God se woord. My vertroue is op God se tyd. My vertroue is op God se wysheid. So as ons die woord lees, dan klink dit so kort, hy het dit net gaan doen. Maar vir jou om gehoorsaam te wees, moet jy werklik hierdie doen. Jy moet vertrou op God se woord. Jy moet vertrou op wie God is. Ken jy hom? Dit is waarop jy vertrou, voordat jy net in gehoorsaamheid optree. So hier is die ware vraag. Hoe gewillig is jy om terug te gaan na daai plek van teleurstelling? Hoe gewillig is jy vanaand om terug te gaan na daai plek van teleurstelling? Dit wat nie so goed afverloop het nie. Dit klink dalk nou vreemd, maar terwyl ek voorberei,
dink ek self daaraan, dat ek wil sê, ek ken daai gevoel, om nie terug te wil gaan na daai plek toe nie. Om nie weer daai wond oop te wil gaan maak nie. Om nie weer daai teleurstelling te beleef nie. Dit is makliker om net ander rigting te kyk en heeltemal iets anders te gaan doen. Baie makliker om dit te doen. Maar jy sien, die Here is so getrou, die Here is so liefdevol, dat hy kom praat met 'n mens, en somtyds, ek skryf hier so, somtyds, ek wil weer sê, somtyds, kom die Here en hy sê vir jou, jy was dalk nie op die verkeerde plek nie. Jy het dalk nie eens iets verkeerd gedoen nie. Jy het dalk nie eens die verkeerde doel gehad nie. Maar hier is een ding. Jy het dit dalk, net dalk, sonder my gedoen. En dis hoekom. En nou wil ek weer vra, is jy bereid om terug te gaan na daai plek toe, van teleurstelling? Maar hierdie keer, sê die Here vir jou, doen dit saam met my. Vat my saam. Soos dat Petrus hulle hier saam gegaan het. Jog, die Here leer ons 'n groot les in hierdie 11 verse. Sê die Here net so vir my in my hart, doen dit weer. Doen dit net hierdie keer saam met my. Dis al. En wat ek, die ander kant van hierdie, wat ek nou verwys, ek verwys na om terug te gaan. Maar weer eens is 'n perspektief change. Ek wil sê, wanneer jy hierdie aanddiens bywoon, gaan al baie van jou perspektief geskei word. En dit is tot die goeie. Dit is tot die betere. So, ons praat van om terug te gaan. Maar wat as die Here jou eerder vorentoe roep? Ek verwys nou na teruggaan, maar vir die Here is dit vorentoe. Want ons genesing wat plaasvind, wonderwerke wat daar plaasvind, is 'n nuwe mens wat geskep word. Jy's besig om vorentoe te beweeg. Jy's nie besig om terug te gaan nie. Ja, jy gaan terug, maar jy's besig om vorentoe te beweeg. Jy sien, is 'n perspektief verandering wat vir my uitstaan hierso. Dit gaan dalk beteken, hierdie gaan verseker jou so 'n bietjie stretch in areas van jou lewe. Hierdie aksie om terug te gaan na daai teleurstelling, maar saam met die Here. En hierdie is goed wat die Here dalk al voorheen vir jou gesê het, wat ek en jy net eenvoudig ignoreer. En ek het 'n paar net voorbeelde neergeskryf, eenvoudig. Goed soos, gaan gesels met hom, of gaan gesels met haar. Goed soos, sê jy is bereid om te help, of bereid om die volgende te doen. Sê dit. Of bel haar en vertel die waarheid. Of bel hom en vertel die waarheid. Jy sien, dit is klein goed, wat die Here al reeds dalk vir jou gesê het, dat jy net moet teruggaan, en dit saam met hom doen. En deur terug te gaan, beweeg jy vorentoe. Maak amper nie sin nie. Wanneer ons dit wêrelds implementeer, maak dit half nie eers sin nie. Maar vir die feit dat jy teruggaan, saam met die Here, is jy besig om vorentoe te beweeg. Jy is besig om genesing te ontvang, jy is besig om te heal, en jy is besig om daai punt wat ons in die begin gedeel het, jy is besig met jou roeping, tot disipelskap, tot iets groter as jouself. Want jy sien, dit is hierdie, wat 'n mens sal uitvind, dat dit is hierdie goed wat jou vashou. Die Engels het 'n mooi woord, hy praat van stuck. Dalk sit jy vanaand en jy voel so 'n bietjie stuck. En jy kan nie jou vinger op dit sit, wat dit is nie. So 'n bietjie vasgevang. En in vorige Sondag, toe praat ons bietjie daaroor, oor vrede maak. En die woord sê, ek en jy moet die vrede najaag. Dit vat werk, dit is iets, jy moet fisies daarby uitkom. Jy gaan nie net kan sit en bid, Here, herstel alles, herstel die persoon wat nie van my hou nie, en daai en alles is net mooi, en hier gaan nie aan nie. Om vrede te maak, vat fisies werk. Die woord sê, ek en jy moet daarna jaag. En die woord wat daar beskryf word, is iemand wat fisies agter iemand anders aanhardloop, en hom probeer vang. Mooi prentjie vir vrede maak. So, ek wil eindig met hierdie, die band kan maar vorentoe kom. Ek wil eindig met hierdie, dat hierdie aspek, hierdie aksie, gaan dalk vir jou vra om so 'n bietjie terug te staan van sekere mense,
Dit gaan jou vra dalk om nader te staan aan ander mense. Hierdie aksie gaan dalk van jou vra om sekere gewoontes. In die Engels praat hulle van habits. Hierdie aksie gaan dalk van jou vra om sekere habits neer te lê en ander aan te leer. Maar dit alles praat weer vir my van verhouding. So die feit dat ek saam met die Here stap, sy hand vat, saam met hom hierdie doen, is jy besig om verhouding te bou. En ek wil vir jou sê, jy sal nooit alleen wees van daar af vorentoe nie. Nooit nie. Kyk hierso na Petrus. Daar hele paar goed daarna gebeur, maar die Here bring herstel. Ek wil sê altyd. Wanneer ek en jy gewillig is, wanneer ek en jy daai besluit maak, om te sê, onthou daai vraag was, is jy bereid om terug te gaan na daai mislukking? Want baie sal sê, nee, wow, jy verstaan nie waar ek gaan nie. Maar ek wil vir jou sê dat die Here doen. Die Here is welbewus. Hy weet presies wat aangaan. Wil jy nie sy hand vat en teruggaan? En deur die teruggaan is jy besig om vorentoe te gaan nie. Dalk as jy vanaand hier so sit, en jy sê, jy voel so bietjie, soos hierdie persoon wat vasgevang is. Jy voel so bietjie stak. En jy kan dalk nie jou vinger daarop sit nie. Dan wil ek hê, jy moet na die tyd uitkom. Dat ons saam met jou kan bid. Ek wil saam met jou bid. Kom ons sluit af, julle. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n liefdevolle Pa is. Dankie dat U 'n Pa is wat omgee. Here, selfs soos ons nou ook gesê het, Here, in die kleinste detail, gee U om. En U is daar, Here, om ons te kom herstel, ons op te tel, sodat ons soos ons perfekte voorbeeld kan lyk, wat sy naam Jesus Christus is. Here, ek wil vir elkeen bid wat vanaand in hierdie auditorium sit, Here. Dankie Heilige Gees dat U hulle harte gryp, Here. Dat U dit vir hulle kom duidelik maak, Here. Dat hulle bewus sal word, Here, van dit wat nie reg is in hulle lewens nie. In U teenwoordigheid, Here, want ek weet, Here, U is in hierdie plek, U is by ons. En Here, dis 'n resep vir 'n wonderwerk. En ek dank U daarvoor, Vader. Dankie dat ons na U toe kan kom, Here, net soos ons is. Dat U ons wil rig, Here, U wil ons stig. Om dit te doen, Here, om deel te vorm van hierdie reddingswerk. Ek dank U daarvoor, Vader. Mag U verheerlik word in ons midde vanaand. Amen. Amen. Ons gaan nog 'n laaste liedjie saam kom sing. So jy is welkom om saam met my op te staan. En dan gaan ons saam. Julle is welkom om op te staan. Dankie. My krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sal kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, as wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Amen. Kom ons bid saam, julle. Ag Hemelse Vader, so baie dankie vir hierdie aand, Here. So baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord ryk is, Here. En Here, dankie dat u woord naby aan ons is, in ons mond en in ons hart, Here. En Here, ons wil net so vanaand uit toe kom en sê, ja, Here, gebruik ons. Dankie dat die woord ons op die spore van geregtigheid lei. Here, dankie dat ons so Samuel kan sê, Here, hier is ek. Die diensknegt luister. Here, praat met ons. Dalk staan jy vanaand hier so en net soos ons oë gesluit is. Dalk sê jy vir my, Rivando, ek het nodig om soos 'n Petrus by die Here se voete te val. Ek het nodig om soos 'n Petrus by die Here se voete te val en my lewe net opnuut vir hom te gee. En as jy dit vanaand sê, wil jy nie jou oë oopmaak en net vir my kyk nie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. Jy wat jou oë oopgemaak het, wil jy nie saam met my hierdie bid, net daar waar jy is. Here, ek besef ek het 'n redder nodig. En Here, ek het u gevind. Ek glo, Here, dat u vir my gesterf het. En dat u uit die dood uit opgestaan het. Sodat ek gered kan word. Here, ek kom plaas my lewe in u hande. En ek dank u dat u my liefhet. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle, dis 'n groot voorreg en ek wil julle dank dat julle vanaand saamgekom het en ek wil julle net uitnooi, daar's lekker koffie daar buite. Voordat jy net huis toe gaan, kry vir jou 'n koppie koffie. En as jy verlang dat ons saam met jou moet bid, ons gaan hier voor wees om saam met jou te bid. So ek dank julle, mag julle 'n lekker en 'n geseënde aand verder hê vanaand. Seën vir julle.